Julle, baie welkom by hierdie gesprek. Dis stories van hoop. En vandag is dit vir my lekker voorreg om vir Eddie hier te hê. Eddie, baie welkom. Dankie, Henrik. Het is baie lekker dat ons kan saam kuier. Ek sien baie uit na die gesprek, want jy het vir my gehelp met iets te verstaan wat ek eintlik nog nooit aan gedink het nie. Daar was onlangs het ons in 1 week 3 lekker vakansiedae gehad. Dit was Afrika Dag, opgevolg deur Volksmoord Herdenkingsdag en toe Hemelvaart. Jy het nou daai dae mos nou mooi gevier en ook bygewoon waar jy kon meer oor die verbande wat jy kon lê tussen die 3 dae. Ja, baie dankie. Dit is vir my baie lekker. Dit is baie lekker dat ons as kollegas oor dit kan praat, want ek dink in ons verhouding as kollegas en ook ons verhouding binne die gemeente spreek ook van wat ek daai week beleef het. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan uit my eie persoonlike koneksie spesifiek met die Afrika Dag, want dit was ons die eerste dag. En ek is natuurlik mos gebore in Oshakati. En wat net op my geboortesertifikaat staan, want daarna het ons Grootfontein toe verhuis, ons het in Ondangwa gebly. En ek onthou dan van my 4de verjaarsdag af aan. Maar in my teruggaan na Oshakati toe my besef dat ek 'n soort van amper in die hart van Afrika gebore is. Ek wil 'n Europeër wat in Oshakati gebore is. En ook my reise deur Afrika, waar ek in Tanzanië was, Kenia, Ethiopië, Botswana, Zimbabwe en natuurlik in Suid-Afrika baie lank gebly het. En het ek nogal iets van Afrika belewe en met die Afrika eenheidsbesluit in 1972 wat in Addis Ababa plaasgevind het in Ethiopië waar ek ook was, het ek nogal daai koneksie sterk gevoel en voel ek myself as 'n Christen Afrikaan. En is dit vir my belangrik om met die Europese wortels wat ek het, elke dag te besef, ek en ons leef in Afrika. Ons kan nie ons voete afstof en sê, dis nie ons plek nie, of ons wil 'n ander plek hierso kom laat plant nie. En ja, so net so as agtergrond vir dit. Dan oor die dae, en ek was sommer met my breë idee oor dit inval. Vir my is die Afrika Dag nogal iets van die eenheidskonsep, en dat Afrika bymekaar gekom het en as 'n eenheid wil funksioneer met al die uitdagings daarvan. En dan die Volksmoord Herdenkingsdag wat ek self bygewoon het hier by die parlementstuine, is nogal om te sê in klaagliedere en om mense smart na die Here te bring, is ook reg. En die Bybel het in Jeremia se skrywes die boek Klaagliedere, waar God luister na ons wat kla. En dit is wonderlik dat Namibië nou die eerste keer so dag herdenk, om eintlik te sê, deur daai klaag, kan ons ook versoening bring. En dan laastens die Hemelvaart, wat nogal mooi, die laaste van die 3 dae was, sê ons eintlik vir mekaar, die hoop lê daarin, dat daar's triomf. En ons het so van 'n progressie van Afrika Dag met die eenheid, na die klaagliedere, en wat versoeningsdimensie het, na die hoop wat geanker is in Christus se triomf, waar die dood oorwin is deur die lewe. Daar was my baie mooi, dis nie net 'n prentjie, dit is 'n dinamika, wat ook praat van hoe die 3 eenheid werk, dat die dood spreek nooit die laaste woord nie, want ons lewe uit God se liefde, wat ook lewe is. Ek het nou 'n bietjie navorsing gedoen met hierdie goed, en wat baie interessant is, as mense nou Psalm 87 gaan lees, dan verwys dit in daai Psalm na die Here se seën oor in 'n klomp nasies, en Egipte word daar genoem, en dan word daar nou Babylon genoem, wat mens nou daar ver na die die ooste toe lê, maar dan ook Kus, en ek weet nie of ons luisteraars nou weet nie, maar Kus is die streek wat in daai tyd alles suid van Egipte was, so die huidige Sudan, en dan soort van Ethiopië. So die landstreek Kus, wat in Psalm 87 na verwys word, is Afrika. So daar word na Egipte verwys en Kus, wat dan vir ons wys, die Afrika is nie iets wat later ingedra is in die Bybelse storie nie. Dit was deel daarvan. En dan in Genesis 12, daar waar Abraham geroep word, dan is daai
seënwense, 'n seënwense wat sê dat die hele wêreld sal deur Abraham geseën word, wat dan hierdie hele totale insluitende ding het. En ons nie moet dink aan Afrika wat nou hierdie gekolonialiseerde klomp lande was, dat ons onder daai in mag van kolonialisering vir ewig gaan lê nie, want ons is ingesluit binne in God se goedheid. En as die mense trek net ook hoe nie Jesus was met sy manier om te sê die koninkryk het aangebreek. Die koninkryk is daar vir die wêreld en die koninkryk breek aan deur sy lewe. So daai koneksie was ook vir my baie mooi in daai week om te sê maar wow, en die storie van die Bybel van Abraham af sluit eintlik al dit in. En ons moenie dan Afrika dag is 'n ding wat net iewers daar in 'n hoofkantoor in Addis Ababa gevier word nie. Dis iets wat belangrik is vir ons daaglikse lewe as gelowiges. En dat Afrika se geografiese gebied is deel van God se guns, God se gawe van die begin af. En daai het vreeslik goed in Afrika gebeur. Natuurlijk, daar was volksmoorde, maar dit het nie die laaste sê gehad in die geskiedenis van Afrika nie. En die hemelvaart ons om iets daarvan meer te verstaan. En jy het my ook nou dink aan wat ons president gesê het, toe sy die toespraak gehou daar in die parlementstuine, is om te sê, en daar is 'n unity, en ek gaan maar eers die Engels gebruik, die unity in purpose and action. En dit sê vir my iets van dat die eenheid wat Namibia nou wil vier deur hierdie volksmoord te denk is om te sê dat ons eenheid is daar voor ons het 'n purpose wat groter as ons is. En dit is om te sê ons roeping is die roeping wat ons van God gekry het, wat kom van agter ons. Dit kom van God wat die wêreld geskep het as 'n plek wat in harmonie moet lewe. Maar dit is terselfdertyd daai doel of sê maar roeping wat voor ons ook lê, waarna toe ons onsself uitstrek. En dan wat mooi gebeur is hy die woord aksie bygesit het van as mense nou maar net bietjie teologie gesels, en God is as ek is hy die God wat skep. Hy's 'n werkwoord God. Hy doen, hy red. En as mense nou deur die Bybel gaan oor hoe al God se werk, of die werkwoorde wat verband hou met God, hoe ryk dit is, dan besef ons deur wat ons nou as Namibia probeer doen om versoening te bewerk, staan eintlik maar net in die skade weer van hierdie handelende God. En wat versoening bewerk, wat bevryding wil bewerk, nie vir selfsugtige doeleindes nie, maar vir God se eer. En dat mense versoen raak met mekaar. En dit is vreemd, ek dink 1904 tot 1908, dit is 120 jaar gelede, 121 jaar gelede wat dit begin het. En dat dit is in die mense siege. Daar's nou ook ander volksmoorde en goeders aan die gang in die wêreld, en daar's 'n volksmoord gewees in die Tweede Wêreldoorlog. So die goed gaan nie verby nie, en ons as mense moet ernstig wees oor ons het God nodig. Ons dink ons is so wonderlik en kan op ons eie staan, maar as ons gaan lees hoe Jesus eintlik as Immanuel God met ons gelewe het en 'n God van versoening was, dan is ons mense maar baie ver agter om te leer by hom. En as geloofsgemeenskappe is dit eintlik so belangrik dat ons daai woord van hoop so lewend hou. Want ons is ook die beliggaaming van Christus. Ons is ook, en soos Paulus sê, ons is dan ook, en Christus is half die eerste seun van God. Ons is die addisionele seuns en kinders van God, wat ook daai genade en versoening moet lewe. Ja, in hemelvaart is dan nou nie Jesus se weggaan nie, maar sy nader kom. Want hy sê ek gee my gees wat in die kerk kom bly, wat dan nou van die vorentoe pad die lewe vir ons wys. Daar is as ek nog eens daaroor kan sê, ek het net op 'n stadium besef in my hele proses, of kom ons nou maar worsteling met die drie eenheid, dat die gees is deurspek in die drie eenheid. En want die Bybel praat ook van die gees van die Vader en die gees van Christus, en in die begin word gesê die gees het oor die waters gesweef.
En juist met Jesus wat sê ek laat my gees en die gees gaan getuig van dit wat ek julle geleer het en van die verhouding wat ek en die Vader het, dan bring dit eintlik die prentjie bymekaar. Ons leef eintlik in 'n opwindende tyd en van die gees wat ons toenemend gaan leer van hoe Jesus wat hy ons geleer het en hoe hy een was met die Vader en eintlik een was met die Skepper, nê? Bring ons terug met by God wat die grond geskep het en Afrika wat grond is. Ironies dat Afrika se grondstowwe nou so gesoek word deur die wêreld, maar Afrika moet ook weet, ons het verantwoordelikheid om daai grondstowwe so te ontgin dat ons vir die mense van Afrika 'n goeie lewe gee. En ek noem iets interessant, daar was nou 'n konferensie laasweek wat gesê was 75% van die befondsing vir die Afrika-Unie kom van Europa af. En daar was die punt gemaak, maar Afrika moet eintlik self daai befondsing kan gee. En ek dink dis een van die goed wat op ons agenda moet wees as 'n kontinent. Hoe kan ons onsself befonds sodat ons ook meer menswaardigheid gee, want daar's ongelooflike gebrek aan menswaardigheid wêreldwyd, maar ek dink Afrika is bekend daarvoor. En ons as gelowiges moet ook daaraan werk, want het Jesus nie eintlik vir 'n klomp buitestanders wat gemarginaliseer was, kom menswaardigheid gee. Vir hulle gesê, julle is nie vir ewig onder die juk van die Romeinse ryk wat julle verneder nie. Julle is in 'n nuwe koninkryk waar julle waardig is. En menswaardigheid maak dat daar iets soos volksmoord nie kan plaasvind nie. Absoluut. Dis belangrik. Nee, Eddie, baie dankie. Dankie, ja. Ja. Dit was baie lekker om te gesels. Ja, en dit is baie duidelik nie die einde van die verhaal nie. Julle, as julle asseblief verder wil kuier met Eddie, kontak hom, ek sit sommer sy nommer hier op, dan bel julle vir hom en kuier verder oor die temas. Eddie, baie dankie. Dankie. Baie dankie.